Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Dit is goed om elkeen van u te sien vanoggend op hierdie heerlike lang naweek. Dis lekker. Ek het nou amper gewoond geraak aan hierdie 3 dae, 4 dae week, werksweek. Maar ja, so nou moet ons maar weer in die ritme kom die week wat kom. Maar baie welkom vanoggend. Ek het die eer vergeet by erediens. Ek sien dit nou. Dankie Susan. Maar mag julle vanoggend regtig die Here se nabyheid en sy liefde beleef en ervaar as ons by mekaar is in hierdie pragtige môre. Ons het vanoggend so 'n bietjie later begin, dis ons wintertyd. Ek weet baie van julle is vroeg aan die gang en sal seker al 8 uur by die kerk wil wees, maar daar is ook van julle wat dit nou geniet om so 'n bietjie later by die kerk te kom. Vriende, vir die besoekers by ons en ook almal, ons het so 'n proefneming, ons kyk nou weer daarna, dat ons so 'n bietjie in die winter ons erediens bietjie later maak, is 10 uur, en dit loop dan nou tot en met so as die Here wil, so einde Augustus. So 1 of die eerste Sondag in September begin ons weer 9 uur, dan kan jy weer lekker vroeg opstaan en aan die gang kom, so ons gaan kyk hoe daai reëling trek. Julle gaan vir my dankbaar wees in die diep winter as dit so koud is. Dan gaan julle sê, ek is bly ons kan 'n bietjie later lê, voordat ons kerk toe hoef te kom. Maar ja, so ons reëling is nou so 10 uur soggens, tot en met so einde Augustus. So ons kyk hoe dit werk en dan evalueer ons weer dit en dan praat ons met mekaar daaroor. Maar vriende, en dan ook na die tyd het ons het so begin van die jaar besluit om ook tydens ons tuisnaweke en lang naweke ook koffie en tee na die erediens te bedien. So daar is koffie en tee na die tyd. Dis net in die vakansietyd is daar nie koffie en tee nie. So reg deur die kwartaal gaan jy koffie en tee kry na die erediens. Dis maar deel van ons saam kuier en saam gesels. Hier is nuwe gesigte by ons, nuwe intrekkers, nuwe besoekers ook. Kom kyk hoe kuier ons saam na die tyd daaronder hier by die sysaal, en gesels 'n bietjie met mekaar en hoor hoe dit gaan. Dis nie so baie van jou tyd wat dit vat nie, maar dit is deel van die opbou van die gemeente waarmee ons dan ook besig is. Dan vriende, my tyd kom ook nader. Ek is nog volgende Sondag, soos dit DV die Here wil, aan diens met die Moedersdagdiens, en dis Moedersdag, die wat nou nie geweet het nie, nou weet julle, volgende Sondag, en dan daarna die 12de, as die Here wil, die Dinsdag, dan gaan ek in vir my operasie, en dan gaan ek so bietjie op weer siek verlof wees. Dan Dominee Johan Esterhuizen, wat laas Sondag gepreek het, hy gaan vir ons die dienste waarneem hier in die Pinkstertyd ook. Hy het vir my gesê, hy gaan my bietjie uithelp, maar Dominee Gerrit van Skalkwyk gaan die Hemelvaartdiens hou, die 14de Mei, en dan ook daar in Mei is daar nog 'n Sondag wat Dominee Gerrit gaan die diens hou. So ja, so julle, dit is waarmee ons nou is, dis die situasie waarmee ek sit in my gesondheid, so ek moet nou gaan vir die operasie. Vir die wat jy weet nie, dis 'n gewas wat hulle op my linker nier ontdek het, so dit moet verwyder word, so dis waarvoor ek nou hospitaal toe weer gaan. Vriende, as ons by mekaar is, dan weet ons dat ons in die Here se teenwoordigheid is, dat hy alreeds voordat ons vanoggend in hierdie gebou ingestap het, alreeds teenwoordig was. Dit is die wonderlike van God wat alomteenwoordig is. Waar jy ook al beweeg, daar is God alreeds teenwoordig, want hy is die een wat alles by mekaar hou. Hy is die een wat vir jou in hierdie oggend opnuut wil kom herinner, dat sy genade vir jou genoeg is. Daarom nooi ek vir jou om vanmôre stil te raak. Ek weet, ons kom met alles verskillende gedagtes na 'n kerk toe. Ons ry hier na toe, jy stap hier na toe, maak nie saak nie, en jy dink oor die dag wat ek voor lê en die week wat nog voor lê. Daarom nooi ek vir jou om vir 'n oomblik rustig te raak, daar waar jy sit, jou bietjie jou gedagtes te orden en net by die Here se voete te kom sit en stil te raak en bewus te wees dat hy hier nou teenwoordig is en dat hy met jou 'n afspraak het. So kom ons raak stil voor hom en ons bid saam.
Here, as ons vanmôre ons hoofde buig en stil raak voor U, dan dink ons aan die woorde van die liedboeklied wat sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Here, dankie dat ons vanmôre mekaar kan herinner dat U die Here is. Dankie dat ons in ons stilte, in ons hier wees, opnuut kan besef hoe wyd en hoe ver en hoe diep U liefde vir ons trek. Daardie liefde wat U vir ons op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha bewys het. En op Paasondag met 'n oop graf en 'n leë graf. Dankie Here dat ons ver oggend opnuut net by U voete kan kom sit en bewus kan wees van U alomteenwoordigheid. Seën ons in hierdie oggend, Here. Amen. Vriende, ons gaan weer ons doen dit tot en met Hemelvaart. Hierdie liturgie, of die begin van die liturgie met hierdie woorde, kom bely ons dat die Here werklik opgestaan het. So kom ons doen dit weer 3 keer soos 'n Sondag dit doen. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Wonderlik. Vriende, wees gegroet met die woorde genade en vrede vir julle op hierdie wonderlike Sondagmôre. Mag julle God se genade en liefde vandag saam met ons beleef. Amen. Vriende, kom ons raak stil voor die Here voordat ons die Bybels oopmaak. Here, baie dankie dat ons vanmôre weer die voorreg het om ons Bybels te kan oopmaak. Dankie Here dat ons nou saam kan luister na U woord en dat U vanuit die woord met elkeen van ons graag wil praat vanoggend. Ja Here, dit is so dat ons in 'n wêreld leef wat baie uitdagings beleef op hierdie stadium. Daar's baie vrae, Here. Daar's baie angs en vrees. Maar dankie Here dat U opnuut vanmôre vir ons deur die teks wil kom bevestig dat U ons herder is, dat U vir ons sorg en dat U weet wat ons nodig het. Here, mag ons in hierdie tyd opnuut dit beleef en ervaar. Ons dink aan hulle wat siek is in ons gemeente, Here, hulle wat sukkel met hulle gesondheid, wat onder behandeling staan, hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en hulle wat net sukkel, Here, sukkel met die lewe, sukkel met uitdagings in die lewe. Ons kom vra dat U genade oor elkeen sal wees, en dat U vir ons sal vashou, dat U vir ons sal dra in hierdie dag, en in hierdie oomblik, wanneer ons met U woord besig is. Dit bid ons in die naam van Jesus, ons opgestaande Here. Amen. Vriende, ons is by Johannes 10. U kan gerus daar dit oopmaak, die goeie herder pas jou op. En ek wil graag hê dat julle moet blaai na hoofstuk 10, vers 1 gaan ons daar saam lees. Hierdie tema wat ons 'n bietjie by gaan uitkom van die goeie herder pas jou op. Ons het nou die laaste klompie Sondag taamlik besig gewees met Johannes. Dit is nou die laaste keer wat ons nou so 'n bietjie uit Johannes uit gaan lees. Ons sal nou volgende Sondag beweeg ons nou 'n bietjie aan. Maar hierdie is 'n baie besondere gedeelte in Johannes 10 waar Jesus met 'n metafoor, met 'n beeld tot die disippels kom praat en vir hulle iets kom verduidelik en vir hulle kom leer hoe hy die kerk sien en hoe hy na die kerk kyk. En kom ons lees daarvan vers 1 af saam. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder, vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem.
Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie sy stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Vriende, net tot sover mag die Here hierdie gedeelte aan ons harte seën as ons so bietjie met mekaar daaroor gaan stil staan. Nou ek weet, dis 'n baie bekende gedeelte. Dis 'n gedeelte wat al baie oor gepreek is. Ek dink ek het ook al 'n paar keer hieroor gepreek. Maar dit bly 'n aangrypende gedeelte om dit te lees. En ek wil jou uitnooi, as jy vanmiddag of wanneer tyd het, gaan lees dit net weer. Gaan luister na wat sê die Here Jesus hier vir sy disippels en vir die mense rondom hom, as hy hierdie beeld gebruik van die herder wat sy skape uitlei en na sy skape kyk. Want u sien vriende, in die Bybelse tyd was skaapwagters 'n algemene gesig. Die gebied daar by Judea in Israel is nie 'n baie goeie landbougebied rondom landerye wat 'n ou kan ploeg en kan saai nie. Dit is baie geskik vir skaapboerdery. En die skape wei daarso. En dan het hulle die skape, veral die wol gebruik, want wol was 'n goeie kommoditeit in die Bybelse tyd. En dan ook vir vleis, as mens nou ons wat so lief is vir ons skaapchoppie, hulle het ook maar die vleis geëet, want dit was dan daar, jy kan dit gebruik daarvoor. Maar die belangrikste ding wat Jesus hier kom sê, en ek wil hê, ons moet daarop let, voordat ek kom daarby, wil ek net gou eers, ek het nou net dit vergeet, ek wil gou vir julle hierdie skildery wys. Wat sien jy, as jy hierdie skildery sien? Sê maar. Dankie Omel. Baie dankie. Dit is baie dankie. Ek het hom nou nie so raak gesien nie, maar dis reg. Baie dankie. Dit gaan oor die skildery vir my toe ek dit die eerste keer sien. Is dit die herder wat hierso die skaap of die lammetjie vertroetel en na kyk. En jy kan sien dat hy gee om vir hierdie skaap. Maar die ander ding wat jy moet na let, is dat die skape agter hom aanbeweeg. En dit is eintlik waaroor vanoggend se diens gaan en waaroor oggend se preek gaan, is dat die skape ken die herder se stem. En dit is wat Jesus vir sy disippels probeer verduidelik het. Dat die herder wat by die deur staan, wat by die skaapkraal staan, is die ware herder. Die een wat by 'n ander manier inklim by daardie skaapkraal is 'n rower, wat oor die muur kom en nie deur die hek kom nie. Want soos Jesus vir ons sê in Johannes 10, die skape sal nie 'n vreemdeling se stem volg nie. Hulle stap agter die herder aan. En dit is vanoggend waaroor ons vanoggend wil praat, is dat Jesus is die herder en die ingang. Daar's twee beeldsprake wat hier plaasvind in die teks, as jy mooi gaan lees. Jesus sê hy is die herder, hy sorg vir die skape, maar hy is ook die ingang. Hy is die pad. Hy is die weg. Wat interessant is, in die Bybelse tyd, as mense 'n bietjie op dit lees, is baie van hierdie skaapkrale het nie 'n hek gehad nie. Die herder het dan fisies by die hek se ingang, of die kraal se ingang, gaan lê, gaan slaap. Hy was die hek.
En vanmôre wil die Here Jesus opnuut vir ons dit kom onderstreep en vir ons kom sê, ek is die hek. Ek is die een wat by die ingang staan. Ek is die een wat by die ingang waghou, as ek dit so kan stel. En as jy agter Jesus wil aanstap, moet jy sy stem ken. En hoe ken ons sy stem? Deur sy woord. En te weet dat wat hy vir ons aan die kruis kom doen het. En dis waaroor dit gaan in hierdie lewe. Om in 'n verhouding met God te staan, met Jesus te staan. Want hy is die herder, hy ken ons behoeftes. Daai skape wat ons nou van lees, moet uit die kraal uitbeweeg. Die skaap kan nie die heeltyd op kraal staan nie. Want wat gaan hy op kraal kry? Droë voer en 'n bietjie water. Maar die oomblik as hy op die landerye uitgaan en die veld ingaan, gaan hy groen, sappige kos kry. Nou ek is nie 'n skaapboer, maar ek weet daarom 'n skaap sal eerder die groenigheid kies voordat hy droë voer wil hê. En as jy nou kyk en jy ry in ons omgewing, hoe ons wêreld verander het na die wonderlike reën, en jy lees en sien hoe dit in die Noord-Kaap lyk, daar in die Boesmanland, Appington, Kalahari, hulle het soos die oom gesê het, hulle het nou weer te veel water gekry, maar dit is so dankbaar, as jy sien hoe dankbaar is daai wêreld, hoe verander die wêreld. Ek wat nou lank in Kenhardt gebly het, as dit so gereën het, en die groen gras begin opgroei, jy kry nie 'n skaap by 'n kraal of ietsie, hy bly in daai veld. Jesus is ons herder. Hy sorg vir ons. Hy ken ons ken sy naam, ons ken sy stem. Die vraag is maar net vanmôre, watse stemme hoor jy ook in die wêreld? Want daar's verskriklik baie stemme daar buite wat 'n geraas maak. Daarom as ons by die tema uitkom dat die goeie herder sorg vir ons of pas ons op, dan moet ons seker maak dat ons die goeie herder se stem ken. En dat ons weet is hy wat praat en nie die geraas van die wêreld nie. Want jy sien vriende, Jesus kom gee vir ons nie 'n ingewikkelde lewe nie. Hy kom gee vir ons 'n eenvoudige lewe, maar 'n lewe wat ryk en diep is aan sy liefde en genade. Dis waaroor dit gaan. Mag jy opnuut vanmôre dit besef, dat die Here Jesus is die herder, maar ook die ingang. En as ons sê die skape ken sy stem, ek het nou vinnig daarna verwys, dan kom dit terug by die punt, dat geen skaap sal agter 'n herder aanloop wat sy stem hulle nie ken nie. Dit is net so, dit was in daardie tyd so, daarom het die skape is nie aangejaag nie, die skape is uit agter die herder aangestap, want jy sien vriende, in die stede of die groot dorpe van daai tyd, is die skape almal by mekaar gejaag in een kraal, daar was een groot kraal byvoorbeeld. En dis waar hulle praat van die hekwag. En dan kom die herder die oggend, en dan roep hy sy skape, en dan loop daardie skape agter daai herder aan. Alles die skape die mekaar. Hulle sal agter die herder loop wie se stem hulle ken. Iemand vra toe nogal eendag die interessante vraag, toe vra hy maar, gaan 'n skaap nie dalk miskien agter 'n verkeerde ou aanloop hê? Toe sê hy, ja, dit gaan gebeur, maar dan is die skaap siek. Dan raak die skaap bietjie die mekaar met die stem. Vriende, dit laat my ook 'n bietjie dink oor ons lewe saam met God. Baie keer is ons siek. Verstaan ons nie goed in die lewe nie. Het ons vrae oor die lewe. Gaan soek ons hulp op ander plekke. Gaan krap ons rond op plekke waar ons nie eintlik hoort nie. Dan kom herinner die Here ons opnuut weer vanmôre, bly net by my. Bly by my stem. En volg my stem na.
Nie die stem van die wêreld nie. Want daardie stem is hard. Hy's baie hard. Jy sien hom elke dag. Kom ons fokus om die regte stem te hoor. En dan kom Jesus, en dan soms sê hy aan die einde van hierdie teks, kom gee hy hierdie belofte. As jy agter my aanloop, as jy my stem volg, kry jy die lewe in oorvloed. En die grootste fout wat ons maak in die tyd waarin ek en jy leef, is dat ons dink hierdie oorvloed is materiële goed. Dit is baie geld, 'n groot huis, 'n lekker werk, al daai goed. Nee. Oorvloed is God se liefde in my lewe. God se genade wat vir my genoeg is. Wat vir my regop hou. En elkeen van ons het vanmôre stories van hoe groot daai genade is. Ons het dit al beleef, ons het dit ervaar. Kom ons maak tyd om die regte stem te hoor. Kom ons maak tyd om God op 'n dieper manier te leer ken. En daardie dieper manier is om gehoorsaam te bly aan sy beloftes en sy voorskrifte. As hy sê vir ons, sy las is lig en sy juk is nie swaar nie, dan is dit eintlik maklik, is eenvoudig. Kan ek dit maar sê, ons maak dit soms vir onsself gekompliseerd. Die Here wil op Goeie Herder Sondag opnuut vir ons kom herinner dat hy vir ons lief is. En dat elkeen van julle spesiaal is. Augustinus het gesê, God het vir ons elkeen op sy eie lief, want daar is net een mens van jou in die wêreld. En die wonderlike is, hy ken almal. Hy weet wie almal is. Dis die God wat ons aanbid. Dis so groot en wyd sy liefde vir ons gaan. Vriende, as ons weet dat die Here ons herder is en dat hy vir ons sorg en dat hy die lewe vir ons in oorvloed gee, dan wil ek vanoggend vir julle 'n praktiese, eenvoudige dingetjie kom gee wat julle saam met julle kan vat. En dit is, kyk gou na julle hande. Nou nie kyk hoe die plooie daar lyk en die rimpels en die goed, maar hoe lyk jou hande? Nee? Vrouens kyk mos altyd vinnig na hande, hoe lyk my naels, nee? Is my naels reg en my naels begin nou uitgroei, ek moet nou dit doen en wat ook al. Mans kyk weer, kyk jy so maar, hoe's my hande dan nou so krimpelrig en rimpelrig en al die goed. Maar as ons na ons hande kyk, ons gebruik elke dag ons hande. Of jy besig is om jou te was, of om te eet, of om werk te doen, maar jy gebruik jou hande elke dag. Nou wil ek vanoggend vir julle 'n praktiese dingetjie gee. As jy na jou hande kyk, hopelik het elkeen van julle 5 vingers in elke hand, anders gaan dit nie werk nie. Kyk gou na my, dis nou my regterhand, maar dis nou links by julle, maar as jy nou jou een hand vat, die Here is my herder. Kyk daarna. Die Here is my herder. So as jy na jou hande kyk, dan herinner dit vir jou altyd, die Here is my herder. En aan die ander hand, ek kom niks kort nie. Ek kom niks kort nie. So as jy volgende keer na jou hande kyk, dan herinner dit aan jou, hoe die Here, wat die goeie herder is, jou oppas en vir jou sorg. Mag die Here julle seën in hierdie dag. Amen.
Kom ons raak stil voor hom, as ons saam bid. Dankie Here dat ons vanmôre opnuut mekaar kon herinner dat U ons herder is, dat U ons oppas en dat ons U stem ken. Mag ons so gaan leef, Here, dat ons nie sal agter ander stemme aanloop nie, maar agter U stem. Dankie dat U vir ons sorg en die lewe in oorvloed gee. Dankie dat U genade vir elkeen van ons genoeg is. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here. Gaan na u huise in sy vrede, want die Here wil julle seën vir oggend. Hy wil vir julle sê, my genade is vir julle genoeg. My liefde is daar waar julle beweeg. En mag julle dit saam met die Heilige Gees elke dag beleef. Die Here seën julle. Amen.